Goeiedag. Besef jy dat die kamera het in jou generasie verander van iets wat behoort het aan een of twee mense wat met 'n reuse kamera goed moes afgeneem het na 'n wêreld waar ons elkeen 'n kameraman en 'n kameravrou geword het. En dit alles het gebeur terwyl jy lewendig was hier op aarde. Die gevolg is julle dat ons ewe skielik goed begin sien op kameras wat ons nooit wou sien nie, wat ek nooit wou sien nie. Ek dink aan hierdie laaste week waar ek dit nou nog probeer verwerk om twee ontstellende moorde van mense te moes gesien het, soos wat dit plaasgevind het in Amerika. Nou weet ons, dit gebeur in Suid-Afrika ook, ons weet bendegeweld is totaal besig om hand uit te ruk op die Kaapse vlakte. Ons weet van mense wat koelbloedig vermoor word, en julle al wat by my oorbly in sulke omstandighede is absolute mismoedigheid, om gutted te voel. Ek weet nie waarna om hoop in hierdie gebroke wêreld in te soek nie. Ek weet nie om te dink oor hierdie goed nie. En dan verstaan ek al hoe meer hoekom daar ook 'n groot groepering mense in ons samelewing en juis onder die Afrikaners is wat sê, maar Jesus kom gou weer. Inteendeel, dit klink vir my kom die 23ste September. Dan verstaan ek al hoe meer as ons in hierdie wêreld leef, hoekom mense so mismoedig is en wil vashou aan iets wat vir hulle hoop kan gee. En dit is so, en dit is waar, dat Jesus is die hoop. Wanneer Jesus kom, hy sê nie eers hy weet wat die dag en die datum nie, maar ek dink dis die voordeel wat Christen het om te weet, dat daar wag 'n kroon van regverdigheid en hoop aan die einde van 'n moedelose wêreld waarin ek en jy onsself in begewe. Hoor Jesus se mooi woorde in die laaste boek van die Bybel, waar hy vir ons iets probeer verwoord en sê, kerels, byt vas, hou goeie moed, want ek kom weer. Hoor wat sê Openbaring 22 vers 12. Jesus sê, kyk, ek kom gou. My loon kom saam met my om almal te beloon volgens wat hulle gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Gelukkig is die wat hulle klere skoon was, sodat hulle aanspraak mag hê op die boom van die lewe en mag ingaan deur die poorte van die stad. Al die onreines bly buite, die towenaars, die onsedelikes, die moordenaars, die afgodsdienaars en elkeen wat die leuen liefhet en beoefen. Mag jy goeie moed hou as gevolg van hierdie woorde wat sê Jesus kom weer. Mag jy leef met die voorveronderstelling dat dit wat seer is, dit wat vir jou taaf is op hierdie oomblik in jou lewe, dat dit alles tot op 'n einde kom. En dat Jesus sê, daar's 'n dag wat ek die trane gaan kom wegvee en wat ek dit wat stikkend was, finaal gaan kom heel maak. As jy nog sukkel met daai goed in jou lewe, dan bid ek dat ons jou kan help om deur daai pyn te verwerk. Mag jy 'n fantastiese dag hê, al is die omstandighede moeilik.